As jy nog nie oortuig is deur gister se onderhoud nie, sal ons dit dalk vandag regkry om jou te oortuig om 'n nuwe kunsvorm in jou eie hande te neem. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt. En as jy nog nie planne het vir jou onafhanklikheidsnaweek nie en jy's nou nog nie heeltemal oortuig van die kuns nie, kan jy dalk vir jou lekker naweekplanne beplan met $1000 Namibiese koopbewys van Choppies. Al wat jy moet doen is 'n boodskap stuur aan 085, dis per WhatsApp, 085 785 6231. Ek herhaal 085 785 6231. En vir ons sê hoekom jy trots is om 'n Namibier te wees. Jy kan een van 3 mense wees wat met 'n koopbewys van $1000 Namibiese wegstap. Hoe's dit vir jou onafhanklikheidsnaweek geniet? Maar voordat ons die naweek geniet ons eers deel 2 van my onderhoud met Beertjie Bok oor haar kunstskool as ook haar kunstklasse vir jong mense. Ons is nou weer terug met Annemarie de Tooy met die nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel. Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee, juis om te gesels oor hierdie week se kolligblad in die Republikein. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan. Dis donderdag, dit voel asof hierdie week nie wil einde kry nie. Maar 'n lekker week, dink ek. Ons by meneer en mevrou wel? Ja, ek was. Soos altyd baie mooi rokke, baie mooi uitrustings wat die kinders daar aan mekaar gesit het. Ek en my vriendin wat saam met my daar was gesels gisterand oor hoe opvallend dit vir ons is, die hoeveelheid geld wat ouers spandeer aan hierdie skole modekompetisies. Dis nogal iets om jou te laat terugsit en dink, "Sjoe, dalk moet ek eerder nie kinders hê nie." Ja, dalk nie. Ja, maar so gepraat van dinge wat mooi is. Ja, Môre se kollig, ek is baie opgewonde. Ons het bietjie met Salvador Mouers gesels wat sy nuwe enkelsnit Val my binne die 20ste of dan nou môre vir die eerste keer vrygestel word, en daar's 'n verskriklike mooi storie agter Val my binne, en ek dink vir my en jou al hoe meer spesiaal, want die vrou agter die lirieke werk saam met ons. Salvador wat dan nou Val my binne geskryf het vir sy vrou Leandria, een van die oulikste mense ek dink in ons company, maar regtig 'n verskriklike mooi storie, en hy sê ook, dis nie net vir Leandria nie, hoofsaaklik natuurlik vir haar, maar grootendeels vir enige iemand wat die mooi en dan ook die lelik van die liefde al ervaar het. En ek dink dit is so ongelooflik, want hy praat ook van hoe hy glad nie romanties is nie. Hy sê, hy was nog nooit. Ja, hy sê, he does not have a romantic bone in his body, verskoon my Engels, en Leandria sê ook, 'n deel van die persverklaring dan nou, dat Leandria ook sê hy is baie onromanties, maar hy sê dat musiek en die lirieke wat hy skryf sy manier is om sy liefde vir sy vrou te wys. En dit is nog altyd vir my ongelooflik mooi en ongelooflik opvallend hoe jy dalk nie die mees romantiese persoon is nie, maar met woorde dit altyd kan uitbeeld. En ek dink ons twee as skrywers kan definitief soos 'n aanklank vind daarbey. Maar ja, die enkelsnit is dan die eerste enkelsnit van sy nuwe EP wat uitkom binne, is die EP se naam. En ek is nogal opgewonde. Kan nie wag om te gaan luister nie. Ja, dit is, ek moet ook nou erken, Leandria was my heel eerste mentor gewees, en ek moet sy rede hoekom ek vandag 'n joernalis is. En sy het in daai proses my baie naby 'n vriendin geraak. En hulle het eintlik so 'n oulike storie. Hulle het op laerskool al ontmoet en so verby mekaar gelewe, en toe op 'n punt toe kom hulle nou by mekaar, en toe is dit nou die tyd. Maar ja, ek dink baie lieflik. Ek dink vir enigiemand wat, soos wat jy sê, die mooi of die lelik van die liefde al ervaar het, om daardie liedjie te gaan luister. Ja, en dan verder in kollig het ons, ek is baie opgewonde vir Salvador, maar verder in kollig is daar ook 'n swing dansbal wat Saterdag plaasvind. So as jy nie
100% lekker weet wat om met jou Independence Day te maak nie, gaan swaai 'n bietjie. Ek meen, ons het bietjie met die organiseerders ook gesels en hulle wat vir ons net verduidelik het dat hulle gee klasse elke donderdag as ek dit nie mis het nie. Ja, swing dance klasse hier in ons eie Windhoek. En dan Ek is een van daai weirdos. Ek wil gaan swing dance. ek gaan eerlik met jou wees, ek het nie geweet wat swing dance was voordat ek hierdie kalender aan Ek sien mekaar altyd gesit die het. video's op my YouTube shorts, daar's 'n ouetjie wat swing dance en Sien, nee, hierdie is nou waar ons generational gap weer generasie wys. Want ek kyk nie YouTube shorts nie, ek kyk TikTok. Okay, ek het weer vandag al my sosiale media delete. So, dit is Ja, Irene, wat sal 'n mens tog maak met jou man? YouTube shorts. Hoe gaan ek jou Gen Z-fy? Is nou die eintlike vraag, maar ja, so gaan loer bietjie daarin as jy nie weet wat om met jou Independence Dag te maak nie. Ek dink dit kan baie cool wees. Ek het natuurlik dit gaan opsoek nadat ek nou moes skryf daaroor en ek dink dis flippin cool. Ja. So, dis daai wat jy in die movies sien en dan jy sê hoe dans die mense so hierdie is nie sokkie nie, maar dis ook nie daai snaakse vasdans wat jy in al die prom video's sien man en net En daar's 'n meter tussen hulle twee. En somehow soen hulle altyd. Ja, op die tippie-tone. Maar ja, so dit is Saterdag in Windhoek en dan natuurlik Independence Day. Daar's 'n klomp goed wat gebeur vir Independence Day. Iets waarvoor ek nogal opgewonde is daar's by Emily's Kitchen in Aarhus. Ja. Roots, Royalty and Flame. Ja. Wat nie net 'n ete is nie, maar daar's ook 'n poesiehoekie waar 'n klomp digters hulle werk kan kom uitstal en dan 'n kunshoekie waar 'n klomp kunstenaars hulle werk kan kom uitstal. Alles om daai trots Namibiese kuns en so uit te beeld. So dit ook dan nou op Independence Day. Anna-Marie, ons gaan jou nou maar laat gaan. Jy het 'n Vrydag en 'n hele onafhanklikheidsnaweek om te dink aan hoe jy my gaan Gen Z-fy. Ek moet dink. Ons sien jou weer volgende week op Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Dit was Anna-Marie de Tooy. Hou 'n oogie uit vir Môre se Republikein en agterop jou kolleg. In Kaap Vol Hoop elke week 8:30, 8:30 op donderdag aande vertel ons wat gebeur in die Kaap. Ons vertel die Kaapse stories. Ons sien die pragtige Kaapstad hier agter my, Tafelberg, die waterfront deel waar ek nou is. Ons gesels oor lekker kosse wat ons kan eet. Ons gesels oor wat mens kan drink, 'n lekker wyn of twee. Ons gesels met die mense. Ons hoor die Kaapse stories. Dis alles donderdag aande 8:30. Dit is op Kaap Vol Hoop. Ons hou duim vas hier op Kletskompas vir braai weer op ons onafhanklikheidsnaweek. Kom ons gaan kyk. Hoofsaaklik reënerig in die verre noorde, gedeeltelik bewolk in die sentrale noorde en dan ook sonnig in die hoofstad met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 31. En daar is braai weer langs die kus, as ook dele van die suide, maar op Keetmanshoop gedeeltelik bewolk selfde op Loedrits met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 24. Namibiërs en hul stories. Henriette Lambreg en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan. Uitspeel NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8:00 net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans. En moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knatsie koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Ek het geweldig lekker gesels met Birgit Bok van Kaleidoscope Creations Namibia. En as jy deel 1 van daardie onderhoud misgeloop het, moenie bekommer nie, gaan besoek gerus oneup2.com en kyk gister se episode. Vandag bring ons vir julle deel 2 van my geselsie en kunsles met Birgit Bok. So vertel my 'n bietjie van jou kunstskool. Dis nou natuurlik hoofsaaklik jonger kinders, maar jy werk ook met volwassenes, jy het ook soos wat jy dan genoem het die deep relaxation art en so aan en so voort.
vir volwassenes om bietjie kunstig te raak. Maar waar het jy begin met kinders en fyn kuns vir kinders? Dis nie sommer net ag jy kom teken 'n zebra nie. Jy het spesifiek begin sit met fyn kuns. Mense dink daai twee pas eintlik nie by mekaar nie. Ja, weet jy, ek wil net gou hierdie skippe gou doen, dat ek nou nie die lig hierso vergeet om dit in te sit. Ja, weet jy, ek het, dit gaan nou in my maand 18 jaar wees, 18 jaar gelede, het ek met hierdie kindskooltjie begin. Dit was soos op my hart gesit, dat die fondasie, there is a lacking foundation in die kunste, dit was op daai stadium, nee? En dit was nie my droom nie, dit was nie wat ek nou vir my lewe so gesien het nie, maar ek is eintlik 'n geleerde goudsmid en is met jewelry design, goudsmid. Ja, jy het ook vir ons dan gesê jy daai ding en ek self gemaak, wat ek vind. Nou Ja, so ja, en ek het so goeie platform daai tyd gehad toe ek jong was. Ek het ook bietjie in grafiese ontwerp gewerk. Ek het begin met interior design. So daar was baie goeders wat ek geleer het tussen 20 en 30. En toe het ek die behoefte gevoel om verder te swat en verder te studie op daai goeie fondasie. En omdat die fondasie so goed was, het ek gesien ons moet begin om weer 'n fondasie vir ons kinders, ons jeugdiges, maar ook ons volwassenes te doen. So ek het eintlik met volwassenes begin. Ek het eintlik nie met kinders begin. Kinders het dan stappie vir stappie ingefaseer gekom, nee? En so ek het nou oor 17 jaar 'n hele program geskryf vir fynkunste. Dis 'n soliede program waar ons stappie vir stappie dit opbou sodat hulle mooi daarop kan bou. Want dit sê ons as jou huis op sand gebou word, nee, as die storms kom dan val hy plat. Ja. Maar as hy op rots gebou is, dan staan hy sterk. Dis in die kunste net so. Okay. Ja. Dis goed om te weet. Sal jy dalk 'n 25-jarige met die verstand van 'n 16-jarige aanvaar? Ons gaan Ons nou moet praat. Ons gaan nou praat. As ek kyk nou hoe my visie lyk, jy weet, hy lyk nogals alright. Hy begin nou na iets lyk. Baie beter as wat ek gedink het, ek is toe in staat. Maar ek sal baie graag 'n mooier visie wil maak. Ja, nee, ons kan nou definitief wel praat, ja. Fantasties. Okay. Goed, sal ons ek het nou te veel gepraat. Ek gaan nou hierso aan. Ek gaan nou hierso aan. Ja, so ons loer gou eers weer in by ons visies. Joune lyk nogals baie mooier as myne. Maar ek hou ook van joune. Joune is baie simplisties, nee? En there is daar's 'n stream vir simplicity, nee? Nie almal gaan miskien van dit hou nie, maar eerder van dit. Dis nou baie interessant as ons nou 20 visies hier nou sou neersit, nee? En ons het 20 mense wat visies wil koop. Gaan nie noodwendig almal hierdie ene wil koop nie, nee? Daar gaan baie mense wat sê nee, hulle hou nie meer van daai ene. En dis wat ek altyd vir my kinders ook sê. As jy nou kunswerke doen later miskien in jou lewe en jy wil hulle verkoop, dan gaan miskien 1 miljoen van jou nou hou. Die ander miljoen gaan van jou nou hou. Die derde miljoen gaan van jou nou hou. Dis nie net dat ene net almal van ene gaan hou. Want smake en persoonlikhede is so interessant, ja. Maar dit is ook een ding by jou kunstskool. As jy het verskeie strome vir verskillende tipes kuns. Soos wat jy nou sê, die relaxation art en also arts and craft en die arts and crafts. Gaan ons bietjie daaroor praat? Ons kan daaroor gesels. Ja, ons het nou hierdie jaar 'n nuwe stroom. Dis die arts and crafts. So die kindertjies, ons het begin met matchboxes, fridge magnets. So hier is myne. Daar kom die matchbox uit en die magnete word nog agter geplak. So dan weet jy altyd op my yskas, daar's my wys, nee? Gaan vir julle nog my tweede ene wys. Hier is hy. Nee, hy's nog nie heeltemal klaar nie en dis nog aan die werk met hom. Goed. So die arts and crafts is eintlik daar nie om druk op die kind te sit, want ons is nou in interessante tye. Ons weet mos wêreldwyd is daar baie aan die gang. En as die kind nou in die fine art sit en hy moet nou sy huiswerk doen en hy moet nou dit nog doen en dit nog doen want hy moet dit mos nou leer, sit dit baie keer nog meer druk op die kind. En die skole het ook al hulle klomp goeders wat hulle wil doen. So dis hoekom ons begin het hierdie jaar met die arts and crafts om vir die kinders 'n geleentheid uit te gee om gelukkig te wees.
om bietjie te ontstoom, om bietjie net vrede en vreugde te ervaar. Want in hierdie komplekshanse is dit is so lekker, ons sit soms buite of ons sit hier binne en dit is so rustig, net om daai rustigheid te ervaar. En dan natuurlik die deep relaxation art wat ons nou van gepraat het, dit gaan regtig ook net daaroor om net bietjie te ontspan. En dit is ook vir my die groot ding is baie, ons het ook nou gesels, baie ouers voel, jy weet as ek my kind in 'n hockeyles of 'n ballet sit, is dit omdat hulle moontlik 'n ballerina kan raak, of as ek hulle in kind sit, moet hulle 'n loopbaan daar kan maak. Dis vir baie ouers, jy weet al vir iets wat hulle terughou, dat hoekom gaan ek my kind in 'n kunstklas sit, wat gaan hy daarmee doen? Jy weet, hy kan nie regtig kunstenaar raak nie, veral weer in moderne, dit is ongelooflik moeilik om 'n professionele kunstenaar te wees. Maar dit is tog nie al waarvoor kuns is nie. So ek sou sê, ek het met verskillende onderwysers gepraat wat wiskunde gee vir die kinders 16, 17, 18 en hulle sê daar's 'n reusagtige verskil tussen die kinders wat nooit kuns gedoen het of arts and crafts en wiskunde. Kuns en wiskunde is nogal redelik connect. Okay. Ja, so ek gaan nou nie in diepte ingaan nie, maar net as jy vir trigonometry vat en geometry, jy het daai spatial perception nodig. En as ons nou met goedjies werk, al bou ons goeders, nê? Of ons is besig met 'n visie en ek is nou besig om die light path en die shadow path uit te werk, nê? Dit alleen gee vir die kind al spatial perception om in 3D te begin dink. En as jy dit van 'n klein ouderdom aan doen, dan is later jou geometry en jou trigonometry glad nie so groot probleem nie, want jy het al klaar daai spatial perception in jou brein gekweek. Ja. Wow. Ja. Dis hoekom ek het dit gelief toe ek op skool was. Ek het daai vakke, ek was baie lief. Algebra nie so baie, maar die res was vir my uitstekend. Okay. En dan vir volwassenes ook, is daar ook nogal, soos moet dalk sommer die volgende keer begin. Ja, ons maak die volgende. Ja, kom ons begin met die volgende keer en dan. Ja. En dan klets ons verder in die kompas hierso. Ja. Maar vir volwassenes is daar ook voordele in kuns. Baie voordele. Wat ek altyd vir mense sê wat bo 50 of 60 of 70 is. As jou liggaam begin om so 'n bietjie af te bou in die ouderdom, dan is met sport, ja, jy kan jou sport doen, jy kan jou hardloop doen, jy kan miskien nog jou gewigte optel of biokinetics of hierdie goedjies doen. Dit hou jou fiks en dit hou jou ligamente, ja, in check en al hierdie goedjies, maar kuns is baie goed vir jou brein. Ons het 'n neuroplastic brein, dit beteken ons brein kan vernuwe tot op hoë ouderdom. Dis die enigste orgaan in jou liggaam wat die hele tyd kan vernuwe. Hy kan nuwe selle bou, hulle kan nuwe ons sê net selpaaie bou. Ek verduidelik dit altyd vir my kinders soos die beeste in die veld, as hulle nou water soek, né? So as jy nou 'n probleem in die kuns het en jy sê okay, is 'n probleem wat ek nou moet oplos. Byvoorbeeld, hoe gaan ek nou byvoorbeeld hierdie 3 kleure vat en in mekaar skakel? Dis nou die probleem. So jy moet nou 'n oplossing vind. So jy begin nou om dit uit te toets. Sal dit so werk of gaan dit so werk of gaan dit so werk en uiteindelik dink jy, dit is hoe dit gaan uitwerk. En jy oefen en oefen en oefen dit, dan is dit soos hierdie beeste in die veld, hulle stap nou na die water of hulle soek die water. En as hulle nou die water gekry het, gaan by die eerste ene wat hulle nou afstap, gaan nog nie 'n paadjie wees nie. Maar as hulle dit nog 'n keer afstap, gaan daar miskien al so 'n bietjie meer te sien wees, maar as hulle dit elke dag stap, gaan daar 'n lekker paadjie na die water toe wees, né? En dit is ook met ons breinselle so, hulle begin groei. So met elke keer wat jy 'n probleem het en jy moet dit oplos, en jy het nog 'n probleem en jy moet dit oplos, gaan daar nuwe selle in jou brein groei. En dit hou jou jonk. Ek moet regtig sê, veral as jy ouer raak, is kuns, dit gee vir jou joy, dit gee vir jou vreugde. Jy kan kalmte. En 'n baie besige, baie onseker tyd. Nee, en dan ook, ja, en veral ek dink daai vreugde aspek, as die druk ophou en jy tog hier en daar uitlaat klep en dit gee vir jou vreugde, nee? Ja, natuurlik. Ja, en dan jou kunswinkel. Wat is jou droom vir hierdie winkel? Dis verskriklik lekker winkel. Ek moet sê ek is baie bly ek het nie my bankkaart saamgebring vandag nie. Anders was hy leeg. Uitstap. Maar wat is die droom en die visie vir hierdie winkel? Ek het hom begin in 2016, baie klein.
Want ek het gesien daar's 'n behoefte dat baie mense nie weet wat fine art is en dat baie mense nie presies weet waarvoor gebruik ek dit, waarvoor gebruik ek. My droom is nie om 'n groot biljoenêrskompanie op te bou. My droom is hierdie winkel, daar's nog liefde in hierdie winkel. Liefde vir die mense, omgee en dan ook die regte aardmateriaals vir die regte dingetjies. So ons het craft goedjies, ons het fine art goedjies. So ek het eers net op fine art konsentreer. In die laaste 3-4 jaar het ons meer op met craft goedjies begin. Maar die ding is, as jy ietsie hier nie kry nie, want hy's klein, ons winkels kan nou nie nog voller. Ja, ons sien mens vol maak. Ja, daar's klaar verskriklik baie liefde hier. Daar is verskriklik baie liefde hier. Ja, so as daar iets is wat jy wil hê, ek kan bestel. Ek het so baie verskillende suppliers, so ek kan vir jou die geliefde of gesoekte ding kan ek vir jou Op die noot van verskillende kunste wat mense kan doen. Wat dink jy is vir iemand wat wil begin kuns doen? Wat sê jy sou weet jy, ek het nie regtig tyd in my dag tot dag lewe nie. Ek is getroud, ek het kinders, ek moet skoolkar ry, ek moet werk, ek moet alles. En ek het nie die tyd en die geduld om te bestee aan kuns nie. Waar dink jy begin daai persoon? Ek dink daai persoon begin om net eers by ons Saterdag in te skakel. Ja, by die Intuitive Art. En dan gaan ons, ek is net hierso besig met hierdie enetjie. En dan gaan ons nou van April, Mei, Junie, Julie, gaan ons 1 keer per maand, gaan ons op 'n Saterdag. Ek is nog besig om daai programmetjie te skryf, of ons nou 'n hele Saterdag by mekaar kom, of ons elke 1 keer Saterdag, dat ons miskien soms 5 ure, soms 4 ure, soms 6 ure, maar net 1 keer 'n maand, en dan doen ons altyd 'n dingetjie saam. Ek sou daarmee begin, nee? Ja, ek sou definitief daarmee begin. Of soos jy jou zengtuin wil doen, dat ons 'n groepie stig waar ons miskien 1 keer 'n maand zengtuin wil doen. Of ons kan bietjie inkleerboeke, dat ons net eers leer hoe, nee, hierdie, om in te kleer, nee? So, Ek is al amper by my laaste. ek is vinniger as ek kan verstaan. Ja, okay, en dan is ek nou by my, ek het nog net die sterk. Oh wow, kyk daar. So ek is nou hier. Ek dink mens moet maar die proses vertrou. Ja, as ek nog iets by mag sê, ek voel dat elke mens 'n purpose en 'n destiny het. Ja. En baie keer kyk ons na ander mense en ons dink, daai ene doen dit, ek wil dit ook doen. En daai ene doen dit, ek wil dit ook doen. En daai ene doen dit en ja. Maar ek voel dat elkeen is so uniek. En ek gaan nou die Here inbring. Maar as jy op pad saam met die Here stap en jy vir hom vra om vir jou purpose en destiny te wys, gaan hy dit doen. Want as jy soek, gaan jy vind, nee? As jy aanklop, dan gaan hy oopmaak. Daai ene is baie belangrik. Ja. En ja, so kyk nie na my waar my pad gegaan het nie, maar kyk elkeen na jouself. Hoe is jy gemaak? Waarvan hou jy? Waarvan hou jy nie? Ek moes in die tyd eers 'n bietjie in die admin gewerk het. En ek kan nou, as ek terugkyk, verstaan ek hoekom die Here van my daai pad gelei het en nie van A tot Z gelei het nie. Net nie van die begin af dat ek nou my goudsmede. Ek doen glad nie meer goudsmede werk nie. Ek het dit geleer, maar al daai knowledge kan ek nou ook insit om crafts te doen, om arts te doen, om wat ek daar geleer het, nê? En ek het oorsee geleer, in Europa. So die ding is nog weer terug te kom. Moenie na iemand kyk wat so suksesvol is en dink jy is minderwaardig en jy het niks nie. Elke ene van ons het 'n skatkis hierso binne. Maar omdat ons altyd dink ons is nie goed genoeg nie en ons ken ons identiteit nie, mis ons dit soms. So ek wil elkeen nou vandag bietjie uitdag om net bietjie te gaan sit, stil te sit en net as jy gelowig is, by die Here se voete kom sit en net vra, Here, wat is my purpose en wat is my destiny? En dan vat jy hom stap vir stap, al maak dit nie vir jou sin nie. Ek meen dit het nie vir my sin gemaak daai tyd om 10 jare by 'n argitek, receptionist, boekhou, ek meen vlugte te bestel, alles te doen, nê? Het nie vir my sin gemaak daai tyd. Ek was eintlik 'n bietjie rebels in die begin. Hoekom moet ek dit nou doen? Ek is dit, nê? Maar nou, ek sou nooit hierdie ding kon opgebou het nie as ek nie
admin gedoen het nie en 'n goeie stelsel sou gebeur het nie, dan sou dit nie so gelyk het nie soos hy so nou lyk. So al die klere en Ja, alles het sy orde. Ja. En ek wil ook nog iets by sê. Daar is 'n vreemde ding wat deur die hele wêreld loop, dat 'n kunstenaar moet teen mekaar wees, moet chaoties wees, het wanorde. Ek het agtergekom, hoe meer orde ek in my lewe het, hoe beter raak die kuns. Ja. So dis nie so saai. Ja. Ek dink daai's 'n baie goeie noot vir ons om op af te eindig. Ek het nog net 'n puntjie van my ster. Goed, jy gaan Wat se kleur moet hy nou? Moet hy nou hierdie laaste ene wat ek gekies het? Jy kan nog 'n ander een opkies as jy voel jy wil 'n ander een kies. Dink ek moet aan weer. Ja, mas hy gaan baie sag wees. Wil jy hom sag afeindig of Ja. wil jy hom met dan eindig hom sag? Wil net vir jou wys hoe so lekker al by my hierso. Wat Daarmee die einde van ons week hier op Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. As ons jou kreatiwiteit geprikkel het met Birgit Bok, besoek gerus een van haar geleenthede of as dit jou tot in September gaan vat, besoek gerus die Creative Sport en Tourism Expo. Meer daaroor in die komende weke op Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is volgende week weer maandag tot donderdag terug op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com. Maar tot volgende week, is dit mooi bly.